Okay, so 2019 se eindeksamen weer 'n standaard vorm van vrae. Ons het kwadratiese 3-term, kwadratiese 3-term wat met die formule moet gebruik word. So ons kan hierso sê korrek tot die 2 desimale, weet ons dadelik dit word met die kwadratiese formule uitgewerk. Ons het 'n ongelykheid en dan het ons 'n eksponent weet 'n som hierso en dan vergelyking op te los tussen x en y, gelyktydige vergelyking. En dan het ons 1.3 wat die bietjie moeiliker vraag is wat mens moet eers interpreteer voor mens dit antwoord. Is bietjie moeilik, so soos ek gesê het vorige video's, as jy nie dadelik weet wat om te doen, los dit maar uit of doen dalk net een stap om dalk 'n punt te kry. So die is omtrent die vraag is omtrent 22 uit 150 punte wat omtrent 14% van die toets maak. Okay, so kom ons begin hierso by die eerste vraag. Okay, so die eerste vraag het ons x kwadraat plus 5x is gelyk minus 6 is gelyk aan 0. Okay, en as die kruismetode gebruik, ons het 1, ons het plus 5 in die middel, minus 6 daarso. Okay, so 1 maal 1 gee vir ons daai. En dan moet ons nou kyk wat maal wat gee vir ons 6. Ons het 2 maal 3 wat vir ons 6 gee. Ons het minus 2 of minus 3 wat vir ons 6 gee. En as ons dit saamtel, kan ons nie 5 kry in dit nie. So ons moet net kyk of ons iets anders te kan gebruik. Soos, kom ons sê minus 6 en plus 1. Okay, en dit gee vir ons ook minus 6, ons moet mekaar maal. So as dit uitvat soontoe, en dan kry ons minus 6 en 1 en ons by mekaar plus, dan kry ons minus 5. Okay, so ons moet dan daai ene weet ons moet daai plus 6 maak en dan daai ene minus 6. Minus 1. Okay, en dan 6 minus 1 gee vir ons 5. Wat dan nie antwoord daar gee, en dan kan ons x bysit daarso om ons hakies laat te maak. Okay, so dan weet ons dat die faktore vir die som is x plus 6, x minus 1, so ek kan 0, so dit wil sê x plus 6 is gelyk aan 0 of x minus 1 is gelyk aan 0. Geef ons x is gelyk aan 1 en dan x is gelyk aan minus 6. En dan dui ons net aan waar ons antwoorde is. Okay, kom ons kyk na die tweede ene. So die tweede vraag het ons 4x kwadraat plus 3x minus 5. Okay, en ons weet daai is ax kwadraat plus bx plus c in sy standaard formule. So die korrek tot 2 desimale gaan vir ons sê ons moet gebruik maak van die formule, die kwadratiese formule. Jy kan ook voltooiing van vierkante gebruik as jy dit ken, maar hierdie is die makliker een om te gebruik vir die vraestel. Okay, so dan kry ons x is gelyk aan minus b. Okay, so kom ons kyk wat minus b gaan dan wees. B is dan 3. Okay, so dis minus 3. Okay, en dan 2a kan ons onderskryf, so ons het dan 2, a gaan 4 wees. Okay, dan het ons plus minus, die vierkantswortel van b kwadraat, daai gaan 3 kwadraat wees, minus 4, maal 4, maal met minus 5 wat c is. Okay, so hierdie gee vir ons dan minus 3 oor 8 plus minus, okay, so ons het 3 kwadraat, so 3 kwadraat minus 4 maal minus 5, so daai gaan vir ons 9 gee,
Okay. 9 minus 4 maal 4 is 16. Okay, so ons het, of kom ons sê 4 maal, minus 4 maal 5 is 20. Okay, so dat gee vir ons 20, maar met 4, dit gee vir ons dan 80. Okay, so is 80 plus, en dan ons maal daai minus 4 met die 5. Okay, dit wil sê ons het dan daarso minus of plus 89. Okay, so ons het plus 89 daarso. Okay, so dit wil sê x is gelyk aan minus 3 plus minus die vierkantswortel van 9, of kom ons sê net plus die vierkantswortel van 89 oor 8, of x is gelyk aan minus 3 minus die vierkantswortel van 89 gedeel deur 8. Okay, kom ons kyk wat die eerste ene tot 2 desimale, so ons het minus, okay, ons het minus 3 plus die vierkantswortel van 89. Okay, en as jy met die calculator werk, wees versigtig dat jy goeders baie reg tik in die calculator. Okay, gedeel deur 8. Okay, so ons het dan daarso het ons 0.804, wat dan gaan wees x is gelyk aan 0,8. Okay, en dan die volgende ene, wat ons moet doen hierso is dan net daai plus, kan jy net 'n minus maak. Okay, en dan kry ons minus 1.554. Okay, so nagee vir ons tot 2 desimale gaan dit gee vir ons x is gelyk aan 1.55. So, kom ons kyk na die volgende vraag. Die volgende vraag is weer 'n ongelykheid. So kom ons sê ons het 4x kwadraat minus 1 is kleiner as 0. As ons ongelykhede kry, weet ons wil parabole kry, en dan in die parabole moet ons gaan kyk, jy weet, waar is die waardeversamelings groter of kleiner, okay, wat dan gepaard gaan met die groter of die ongelykheid teken wat jy daar kry. Okay, so as ons kyk hierso, 4x minus 1, so daai 4 is dan, kan ons ook skryf as 2 kwadraat, en dan daai 1 kan ons skryf as 1 kwadraat. Okay, so dan is dit, en dan het ons x kwadraat ook. So hierdie is 'n verskil tussen 2 vierkante as ons dit gaan faktoriseer. Okay, so dan kry ons 2x minus 1 en dan 2x plus 1 is kleiner as 0. Okay, dit is belangrik om dit so te doen, want as ons gaan om te sê 4x kwadraat is kleiner as 1, en dan het ons x kwadraat is kleiner as 1 oor 4, en dan kry ons x is dan kleiner aan 1 oor 2. Okay, so dis een manier wat ons kan doen, maar jy moet net versigtig wees, as jy daai kwadraat oorvat, gaan daai 'n plus en minus wees. Okay, en dan, hierdie kan dan vir jou die verkeerde antwoord gee. So wees maar versigtig as jy hierdie metodes gebruik maar die faktorisering metode, sodat jy 'n parabool kan trek. So okay, so dan kry ons x is gelyk aan 1 oor 2, of x is gelyk aan minus 1 oor 2. So nou die parabool kan ons nou gaan trek. Ons weet dat voor die a, wat voor die x kwadraat sit, dit is nou die 4 is positief, so ons gaan 'n smiley face parabool hê, en dan die 1 punt sit by minus 1 oor 2, die een snypunt, en die ander snypunt sit by 1 oor 2. En dan as ons dan vat, ons trek die parabool, okay, so nou is die parabool, wat hier nou
vra is dat die funksie, waar die funksie daarso se waardes kleiner is as 0. Okay, so dit beteken die ware versameling van dit wat die y-waardes is. Okay, so ons kan sien hierdie grafiek is tussen minus 0,5 en 0,5 is hierdie die formule of die vraag se antwoord. So dan kan ons sê minus 1/2 okay, is kleiner as x, okay, en x is kleiner as 1/2. Okay, so dit sê net dan, hy lê tussen, hy lê hieronder. So die ander metode wat ek gewys het, waar ons gekry het, x is kleiner as, plus of minus 1/2. So jy kan sien dat hierdie antwoord gaan nie vir jou regtig 'n regte antwoord gee as jy dit so omgevat het nie. So doen dit maar so in die ongelykhede, trek maar die grafiek om te kyk of om seker te maak jy is reg. Okay, vraag 1.1.4. 1.1.4 het ons nou die som waar ons gaan of eksponentwette moet gebruik. Okay, so eerstens die ding wat vir ons vreemd lyk is die vierkantswortel en die vierkantswortel. So en ons jy moet net mooi kyk dat daai hele ding sit onder die vierkantswortel. Okay, so ons kan hierdie deel kan ons skryf as die vierkantswortel van 32 plus x tot die mag 1/2. Okay, en dan het ons weer daai die vierkantswortel van 32 minus x tot die mag 1/2. En dan is dit gelyk aan x. So wat jy nou wil doen is, jy wil al twee kante tot die mag 2 sit. Okay, want ons wil daai halfs uit hê. So omdat dit een term is, onthou hier hy skei met 'n maal is een term, moet ek daai eksponente met al twee daai maal en dan word daai 2 maal 'n half is 1 en dan kry ons die antwoord vierkantswortel van 32 plus x en die vierkantswortel van 32 minus x is gelyk aan x kwadraat. Okay, so as ons nou daai het, so dan kan ons kan hierdie kan ons uitmaal, okay? Of jy kan vinnig sien dat hierdie 'n plus x minus x is. So ons weet van die verskil tussen kwadrate, a kwadraat minus b kwadraat is gelyk aan a plus b, a minus b. Okay, so soos dit jy vorentoe werk, kan jy terugwerk. So jy kan na al twee kante toe werk. Okay, so ons wat ons doen is ons van die linker van hierdie kant af, daai kant toe werk. So jy sal sien dat a word net a kwadraat en dan b word net b kwadraat en jy minus daai twee met mekaar. Okay, so ons het hierso beide, daai is a en hierdie ene is a, dis dieselfde, en dan het ons b en dan het ons b daarso. Okay, so ons kan dan hierdie skryf as a kwadraat gaan net 32 wees, en dan het ons 32 minus b kwadraat. Okay, wat dan? X kwadraat is gelyk aan x kwadraat. Okay, so nou kry ons 32 is gelyk ons vir die x kwadraat oor, dan het ons 2x kwadraat. Okay, dan kry ons 16 is gelyk aan x kwadraat. Okay, so nou is dit weer eens wat jy kan doen is, jy kan dit oorvat en sê plus minus 4 is gelyk aan x kwadraat. Okay. Onthou dis die plus en minus 4, want as ons nou kyk na daai deel, dan kan ons sê daai is ook dan
0 is gelyk aan x kwadraat minus 16. En dan gee wees x minus 4, x plus 4. En dan gee daai vir jou x is gelyk aan 4 of x is gelyk aan minus 4. So as jy die vierkant onthou, as jy vierkantswortel aan die kante sit hierso, hier sit daarso, word hy 'n plus en minus. Okay, so kom ons kyk na die volgende vraag op 1.2. 1.2 is losgetydige vergelykings op vir x en y. Okay, so ons het hierso 2 vergelykings. Ons moet oplos. So kom ons noem hierdie vergelyking 1 en dan daai kan ons vergelyking 2 noem. Okay, so ons kyk by 1. Okay, so 1 is y plus x is gelyk aan 12. Okay, so kom ons kry x is gelyk aan 12 minus y. Okay, so dan kan ons daai dan sê is ons wil dit vervang. Vervang 1 in 2. Okay, so nou kyk ons na vergelyking 2, so ons het daarso dat ons die x wil ons insit, so ons het x is 12 minus y. Okay, so kyk hierso, het ek nou 'n fout gemaak. Want, of nie 'n fout nie, dit gaan net lang wees, want ek het 'n x hierso en ek het 'n x hier, en ek het net 1 y hier. So wat ons eintlik nou wil doen is, kom ons kyk om die y apart te kry, in die eerste ene. Okay. So y is dan 12 minus x. Okay, nou kan ons dit invervang. So ons het 12 minus x. Okay. So en ons het 'n x maal met daai y is gelyk aan 14 minus 3x. Okay, so dan kan ons 12x minus x kwadraat is gelyk aan 14 minus 3x. Okay, dan wil ons oorvat, so ons het 12 is gelyk aan x kwadraat. Okay, ons het 'n minus 3x minus 12x. Okay, so minus 3x minus 12x gee vir ons minus 15x. Okay, so is minus 15x en dan die laaste ene is dan plus 14. Okay, so nou om faktore te kry vir die gaan ons hê, as ons kruismetode doen vir 1 minus 15 en 14. Okay, so 1 maal 1 en dan 14 maal 1. Okay, so een van hierdie twee gaan negatief wees, of al twee gaan negatief wees. Okay. So kry ons minus 14, minus 1, ons by mekaar kry ons minus 15. X op y sit. Okay, so 0 is dan x minus 14 of x minus 1. Dit wil sê x is gelyk aan 14 of x is gelyk aan 1. Okay, so nou moet ons net dit invervang. En ons kan vergelyking 1 of 2 gebruik. So ons het vergelyking 1 het ons al klaar in y-formaat. So ons kan nou net sê dat vergelyking y is gelyk aan 12 minus x. Dit gee vir ons y is gelyk aan 12 minus 14 en dit gee vir ons dan, waar 14 is hy minus 2. Selfde hierso, ons y is gelyk aan 12 minus
x, so y is gelyk aan 12 minus 1, dit wil sê y is gelyk aan 11. Okay, en dan net vir die onderwysers onthaalwe, kan jy dit merk daarso om jou antwoorde te wys. Okay, so 1.3, 1.3 is bietjie moeilik hier, so beskou die produk. Produk beteken maal, so as ons alles saam maal, 1 maal 2 maal 3 maal tot maal 30, so beteken ons maal al die getalle tot by 30. Nou vra hulle bepaal die grootste waarde van k, sodat 3 tot die mag k 'n faktor is. Okay. So 3 tot die mag k is, as ons sê ons het 3 tot die mag 0, dit is gelyk aan 1. Okay, so ons het daar 1. Okay. So nou het ons sê 3 tot die mag 2, en dan het ons of 3 tot die mag 1, en dit is gelyk aan 3, so ons het 'n 3 daarso. Okay. So ons gaan net moet gaan kyk wat is alles faktore van wat 'n 3 het. Gewoon as ons die leertjies doen en dit, en ons het sê het 'n 6. 'n 6 is 2, 3, 3, 1. Okay, so 'n 6 het 'n faktor van 3 in. Okay, so kom ons begin by. Dus kyk, ons het okay, so 3 maal 1 dis gelyk aan 3. Okay. Nou wil ons 3 maal 2. Dit gee vir ons 3 maal 2 gee vir ons 6. Dan wil ons 3 maal 3 hê. Okay, so dit gee vir ons 9. 3 maal 4 gee vir ons 12. En dan het ons 3 maal 5 gee vir ons 15. 3 maal 6 gee vir ons 18. Okay, maar onthou hierdie 3 maal 6 is 3 maal 2. Okay, want daai 3 maal 2 is 6. Okay, kom ons gaan na die 3 maal 7 gee vir ons 21. En dan het ons 3 maal 8. Dit gee vir ons 24. En dan het ons 3 maal 9 en dit gee vir ons 27. Onthou daai 3 maal 3. So daai is 9. Okay. En die laaste een het ons 3 maal 10 en dit gee vir ons 30. Okay. So nou het ons alles wat faktore het van 3 het ons opgebreek van 1 tot by 30. Okay, so en dit is alles wat ons maal met mekaar. So jy moet gaan kyk dat daai 3 tot die mag 1 maar tot die mag 1 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 tot die mag 1. Okay. En dan daai het ons daai 9 en daai 3 het ons ook. Okay, so kom ons gaan merk net daai wat ons het uitgebreek het na al die magte toe. Okay, so en dan het ons daai ding van 3 tot die mag 1 maal 3 tot die mag 1 is gelyk aan 3, 1 plus 1. Okay, so as die grondgetalle maal en dan plus ons die eksponente by. So al wat ons nou moet doen is ons moet gaan kyk die eksponente buite. As ons het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. So dit wil sê 3 tot die mag 14 is 'n produk van hierdie, as jy alles bymekaar maak van 1 tot 30, so ons het al die faktore bygesit. So dit gee vir ons 3 tot die mag 14 is gelyk aan 3 tot die mag k, dit wil sê dat k is gelyk aan 14.
Okay. So is goed om te weet, jy weet as jy na die vraag gaan kyk en dit wees net seker jy weet wat beteken die produk en die som van en daai term is in die wiskunde.